sê. Ja, hoe wat alles so vanselfsprekend, maar ek dink, as ons mooi gaan stil raak en net dink aan wat Jesus vir ons gedoen het, dan kan ons nie anders as om net in verbasing en absolute verwondering te kyk en dankbaar te wees vir dit wat hy vir ons gedoen het. En nou geliefdes, ek dink hierdie goeie Vrydag van Paasnaweek is altyd 'n hoogtepunt. En ek dink dis vir my seker een van die belangrikste dae van kinders van die Here wees. Juis omdat dit 'n dag is wat ons in herinnering roep aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En ek dink ons vat dit so vanselfsprekend. Jy weet, ons het daar's 'n mooi Engelse woord wat ek altyd vergeet en ek het hom nou weer vergeet, maar ons het baie keer het ons hierdie selfgeregtigheid wat ons sekere goed net verwag dat dinge moet wees, maar ons vergeet baie keer waar dit vandaan kom en hoekom dit daar is. En vanoggend weer eens is dit net so amazing om te kan dink. Nie omdat ons dit verdien nie. Nie omdat ons enige voet het om op te staan nie, maar as gevolg van sy groot liefde. Nou, ek wil volgens met julle 'n interessante ding deel, en as ek sê interessante ding deel, toe ek dit hoor, het dit net vir my in my hart getref, en ek kon nie anders as om net aan te dink daaroor, en selfs vanoggend nog steeds daaroor na te dink nie. En dit is 'n opmerking wat deur R.C. Sproul gemaak is rondom dit wat die Here vir ons gedoen het. En as jy daarna kyk, eers dan lyk dit so 'n bietjie 'n vreemde opmerking, en kom ek deel dit met julle, dat julle saam met my kan wonder. Hy sê die volgende, hy sê, not only are we saved by God, we are also saved from God. And that idea is dramatically displayed in the Passover. Hoor gou wat hy sê? Hy sê, not only are we saved by God, we are also saved from God. Dit klink nou nogal snaaks. Die hele gedagte om te dink, ons is nie net deur God gered, deur die bloed van Jesus Christus nie. Ons is ook van God gered. Nou as 'n ou nou 'n bietjie daaroor nadink, dan speel hierdie gedagte nou nogal so 'n bietjie woerwal hier in ou se denke, juis oor die feit dat ja, Jesus het vir ons kom sterf, maar daar was ook 'n rede waarom hy kom sterf het. En wanneer ons mooi gaan kyk wat hy sê, dan maak hierdie snaakse gedagte maak eintlik baie sin, wanneer 'n mens dit ontleed en so 'n bietjie na die detail daarvan kyk, en mooi kyk, maar wat het Christus werklik vir ons kom doen? Wat was die doel, hoekom hy kom sterf het? So, en ek wil volgende net so 'n bietjie by hierdie gedagte stilstaan, by hierdie 2 punte, dat ons is gered deur God, maar ook gered van God. So kom ons kyk 'n bietjie, wat beteken dit? Eerstens, gered deur God. Ek dink ons almal is gemaklik met hierdie gedagte, om te dink ons is gered deur God, want sy genade vir ons is so amazing groot. In die eerste vers, wat ons kan noem wanneer ons dink daaraan, dat ons gered is deur God, is juis Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God my en jou gehad, dat hy Jesus Christus, sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, dan sluit dit elke persoon op hierdie aarde in. Dit sluit blankes in, dit sluit ander kleuriges in, dit sluit Asiërs in, dit sluit elke liewe denkbare persoon wat op hierdie aarde is. Het Jesus voorkom sterf. So sy werk wat hy kom doen het aan die kruis, was nie net vir die Jode nie, was nie net vir 'n sekere groep mense, soos wat die Jode verwag het nie, wat juis die rede was hoekom Jesus gekruisig is nie. Dit het die wêreld ingesluit. En elkeen van ons, selfs die wat daar ver was, en dit spreek van ons, wat nie Jode is nie. Nou wanneer 'n ou praat van dat ons eintlik heidene is, dan voel 'n mens so half gekonfronteer, want hoe kan jy vir my sê ek's 'n heiden? Wel, die realiteit is, as jy nie 'n Jood is nie, is jy heiden. En dis die klassifikasie wat die Bybel gee. So om te praat van 'n heiden, is nie noodwendig 'n vloekwoord nie. Dis die Bybelse klassifikasie vir 'n persoon wat nie 'n Jood is nie. So behalwe as jou voorouers Jode is en jy 'n Jood is jy nie 'n heiden nie, dan is jy 'n Jood, volgens die Bybelse klassifikasie. Nou vir ons, wat selfs heidene is, het Jesus gekom en het hy kom sterf. Paulus verduidelik dit nogal mooi, hy sê, in Galasiërs 4 vers 4 tot 5, sê hy, maar toe die volheid van die tyd gekom het,
het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons aanneming tot kinders kan ontvang. So op die regte tyd, toe die omgewing reg was, toe die atmosfeer reg was, toe die voorbereiding van die wêreld volgens God se plan in lyn geval het, het Jesus Christus mens geword. Is hy uit 'n vrou gebore, uit 'n maag gebore? Het hy op die aarde geloop, soos wat ek en jy op hierdie aarde wandel, is hy in elke opsig, is hy versoek, hy deur elke moontlike uitdaging wat ek en jy hier in die lewe kan gaan, het hy gegaan. So hy is in elke opsig, net soos ons versoek. En op die regte tyd, het hy sy lewe juis gegee om die wat onder die wet was, vry te kon koop. So hy is onder die wet gebore, net soos wat die Jode was. En op die einde van die dag, net soos wat die hele wêreld was. Sodat ons in hom vry kan wees, op die regte tyd. Jesaja profeteer oor hom 'n hele klompie honderde jare voor dit, profeteer hy juis oor Jesus Christus, profeteer hy juis oor hierdie hele gebeurtenis, wat ons vandag herdenk. Ons lees daar in Jesaja 53, vers 3 tot 7, en ek wil sommer daai hele gedeeltetjie volgende net vir julle lees. Hy sê, hy was verag, en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg het. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan, en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En dan vers 7, hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. So hy het dit vir ons kom doen, ter wille van ons oortreding, is hy deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid, is hy verbrysel. Is dit juis waarom ons hierdie dag herdenk, juis waaroor ons die kruisiging van Jesus Christus herdenk. Want hy het dit vir ons gedoen. En dan weer eens wil ek sê, baie belangrik, en ek het dit al genoem by vorige geleenthede, maar iets wat ons moet onthou is dat nie een keer was dit 'n geval dat die Jode en die Romeine Jesus doodgemaak het uit hulle eie sin en uit hulle eie wil uit nie. Hulle was maar bloot rolspelers in God se groot plan. So hulle het nie Jesus vermoor, wel tegnies het hulle, maar dit was nie dit was nie hulle eie plan nie, dit was God se plan dat hulle Jesus moes doodmaak, juis sodat hierdie skrif in vervulling kon kom. Juis sodat hy vir ons kon sterf aan die kruis. As ons mooi gaan kyk, Jesus het juis sy lewe vir ons afgelê, dit was juis sy plan, dit was sy keuse. In Johannes 10 vers 11 sê Jesus, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. So Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Die Jode het dit nie by hom weggeneem nie. Die Romeine het dit nie by hom weggeneem nie. Inteendeel, as ons gaan kyk na die hele gebeurtenis, kan ons sien dat Jesus selfs, toe hy in gevangenskap geneem is, was hy in beheer van daardie situasie gewees. En kon hy net 'n woord gespreek het en niemand sou aan hom kon vat of aan hom kon raak nie. Matteus 20 vers 28 sê Jesus, net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So Jesus het sy lewe kom gee vir my en vir jou. Ons lees daar in 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Dan sê hy, en ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê. So niemand het Jesus se lewe by hom geneem nie. Niemand het gesê, dis nou genoeg, kom ons raak ontslaaf van hierdie man nie. Dit was God se bepaalde, beplande tyd, dat die Messias op daardie tyd sou sterf vir my en vir jou. Dit was 'n keuse en 'n besluit wat hulle geneem het.
in hulle in God se wyse godsraad om dat Jesus sy lewe sou aflê. En dis juis die voorreg wat ek en jy vandag kan hê, is juis om te weet dat hy sy lewe vir ons aflê. So as ons vandag hierdie hele gebeurtenis kan opsom, terwyl Jesus in Getsemane was, het die soldate gekom, gelei deur Judas, en hy's met 'n soen verraai. Hy's gevange geneem en hy's dan na die priester se huis geneem, die hoofpriester se huis geneem, Kajafas, en daar het hulle allerhande beskuldigings teen Jesus ingebring, totdat hulle iets kon kry. So hulle het beskuldigings gefabriseer om iets te kon kry om Jesus op aan te kla, en nadat hulle iets kon kry, het hulle na Potifar gegaan, en nie Potifar nie. Ja, Pilatus, ek is nou 'n bietjie agter, ek moes sê toe ek daai woord sê, toe werk dit nie meer vir my nie. Toe het hulle hom na Pilatus toe geneem, en voor Pilatus het hulle Jesus gaan aankla. En Pilatus het alles in sy vermoë gedoen om Jesus vry te spreek, want nie net het hy 'n waarskuwing van sy vrou gekry nie, maar in sy hart het hy ook besef, hier is iets fout. Maar ten spyte daarvan dat hy geweet het, Jesus is onskuldig, het hy sy hande gaan was. En het hy vir hulle gesê, ek gee hom vir julle. Het hy Jesus laat gesel. Het hy 39 houe gekry. En dit was nie net met 'n stok of met 'n lat nie. Dit was met 'n karwats wat aan die punte, is daar stukkies been aan vasgemaak. En soos wat hulle hom geslaan het, elke hou wat hulle geslaan het, daai stukkies been in sy lyf ingedring. En as hulle dit so geruk het, het hulle vleis uit hom uitgeruk. Die geskiedskrywer sê dat as jy na Jesus se sye gekyk het, kon jy sy ribberbene gesien het. Soos hy vir ons verbrysel. Moes hy sy eie kruis dra na Golgotha. Het hy wel hulp gehad, maar sy daar op Golgotha, sy aan na die kruis vasgeslaan het, hulle spykers deur sy hande gekap, deur sy voete, is hy opgehang aan daardie kruis. Daardie stadium, die wreedste dood wat enige iemand kan dra, het hy gedra. Maar dit was nog nie die ergste nie. Die ergste lees ons daar in Matteus 27:46, toe Jesus uitgeroep het, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Dat selfs God die Vader het sy gesig weggedraai van Jesus af. En hy was alleen aan daardie kruis. Alleen vir my en vir jou. Alleen. En op 'n stadium het Jesus gesê, hy het dors. En hulle het, as hy op 'n spons gesit met 'n stok, na sy lippe toe gehou en sy lippe daarmee nat gemaak, hoewel hy nie daarvan gedrink het nie, want die asyn was 'n tipe van 'n verdowingsmiddel wat hulle gegee het. Maar Jesus het nie daarvan gedrink nie, en ons lees in Johannes 19:30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Het hy gesterf aan daardie kruis. Nou dit klink dubbelsinnig wat ek nou net gesê het, want ek het gesê Jesus het nie daarvan gedrink nie, en daar staan toe hy die asyn geneem het. Dan word dit toe die profetiese woord rondom dit vervul is, deurdat hulle dit aan sy lippe gesit het. Want dit was ook 'n profetiese woord wat in vervulling getree het. Toe daar die laaste profetiese woord vervul is, het hy gesê, dit is volbring. En het hy sy asem uitgeblaas. Nou baie interessant, die woord wat hy daar gesê het, dit is volbring, tetelestai, beteken, die vonnis is totaal en al uitgedien. So dis 'n konteks wat gebruik is wanneer iemand
Gefonnis is 'n sekere oortreding begaan het, en dan word hy gefonnis vir daardie oortreding wat hy begaan het, en wanneer die vonnis uitgedien is, het die regter dan gesê, tetelestai, wat dan beteken, jy het alles wat nodig was om die straf te dra, het jy klaar betaal. Dis afgehandel. En toe Jesus gesê het, dit is volbring, het hy gesê, alles wat hierdie vonnis afhandel, is aan voldoen. Dit is klaar. Dit is klaar. So it is amazing as ons net hier aan dink. Wow, wat Jesus vir ons gedoen het. Maar dan is die vraag, maar wat was die vonnis? Waarvan het Jesus ons dan vrygemaak? As ek julle net terug kan vat na ons stelling, you're not only saved by God. So ons het nou net gepraat oor hoe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. But we are also saved from God. Hoe is ons dan van God gered? Deur hierdie Paasgebeure. Jy sien, wanneer hy sê ons is gered van God, dan beteken dit, ons is gered van God se toorn. Ons is vrygemaak van God se toorn. So God het ons gered uit genade. Het hy ons vrygemaak van sy toorn. Nou hoe werk dit? Hoe werk dit dat ons vrygemaak is van God se toorn? Jy sien, geliefdes, God het sekere beginsels en riglyne neergelê toe hy die wêreld gemaak het. En daardie riglyne en beginsels het gekom met sekere voorwaardes, maar ook gekom met sekere, as jy dit nie sou doen nie, met sekere gevolge. En dit is juis van daardie gevolge waarvan God ons vrygemaak het. As ek dit eenvoudig kan verduidelik, ek dink ons almal verstaan die konsep van jy mag nie moord pleeg nie. Ek dink in elke land in die wêreld is daar 'n wet wat sê jy mag nie moord pleeg nie. So die beginsel is, jy mag nie moord pleeg nie. En as iemand gaan en hy gaan pleeg moord, dan is daar 'n straf, as hulle ontvang is daar 'n straf wat hom toegedien word, en daardie straf wat hom toegedien word nie vir hom gegee deur die regter omdat hy hom wil terugkry, of omdat hy wil wraak neem, of omdat hy dalk kwaad is vir die persoon nie, maar daar is 'n sekere beginsel wat neergelê is, dat as jy moord pleeg, is daar 'n sekere straf. En wanneer die regter die vonnis uitspreek, dan spreek hy die straf wat vir die oortreding, aan die oortreding gekoppel is, spreek hy uit, en daardie persoon lê dan sy straf af. Met ander woorde, hy begin dan sy straf te doen, totdat die straf afgehandel is. So die regter het nie omdat hy wraak wou neem, of omdat hy kwaad is, of omdat hy lelik was, hierdie man gestraf nie. Daar is 'n beginsel. Hy het die beginsel oortree, en daar was gevolge vir dit wat hy gedoen het. So as ons daarna kyk, dan klink dit half reg dat dit so moet gebeur. En so het God sekere beginsels neergesit, met sekere gevolge. In die woord van die Here, ons kan in verskeie skrifte lees ons juis van God se toorn. Lees ons juis hoe God se toorn werk. As ons byvoorbeeld kyk in Romeine 1 vers 18, lees ons, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So baie duidelik, oor ongeregtigheid. Met ander woorde, goed wat gedoen word teen die beginsels en standaarde en die waardes wat God in plek gesit het. Romeine 2 vers 5. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat. So met ander woorde, daar's 'n sekere beginsel wat God verwag dat ons as mens in verhouding met hom moet staan. Hoekom hy ons in elk geval gemaak het, juis om in verhouding met hom te staan. En wanneer ons dit nie doen nie, sê Paulus, versamel jy vir jou toorn. Daar's 'n gevolg vir dit wat jy doen. Hy sê as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Met ander woorde, hierdie toorn waarvan hy praat, lei na 'n regverdige oordeel. Met ander woorde, God daar is 'n sekere beginsel neergelê en daar is 'n sekere gevolg. En wanneer ons
nie daarby hou nie, is daar gevolge. So wat hy sê is dat ons versamel vir ons toorn juis vir daardie regverdige gevolg van God. Hy sê in Johannes 3 vers 36, hy sê en hy het hy wat in die seun glo, hy het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Weerens, hy wat in die seun glo, sal vry wees, maar hy wat nie in die seun glo nie. Hoekom is daar toorn as jy nie in Jesus glo nie? Want Jesus was juis God se manier. Hy was juis God se plan om die toorn van God af te wen. Om geregverdig gemaak te word in die toorn van die Vader. So as ons mooi na hierdie gedeelte gaan kyk, wanneer ons praat van God se toorn, dan sien ons dat God se toorn is die reaksie op goddeloosheid. Is God se reaksie op boosheid. Is God se reaksie op hardkoppigheid, op 'n onbekeerlike hart. Die toorn van God is 'n reaksie op mense wat Jesus verwerp. As ek dit baie eenvoudig kan stel en saam kan vat, God se toorn is 'n reaksie op sonde. En dis juis waarom Jesus kom sterf het. So ons kan die vraag vra, maar is dit geregverdig? Ja, verseker. Jy sien, as ons net vinnig weer vat, en ons kyk terug na die hele gedagte van Adam en Eva, het God vir hulle duidelike riglyne gegee, rondom wat moet en nie moet gebeur nie. Hy het vir hulle gesê, julle mag nie van hierdie boom in die middel van die tuin eet nie, en as julle daarvan eet, van daardie vrug eet, sal julle sterf. So God het 'n opdrag gegee, hy het 'n beginsel neergelê, maar hy het ook 'n gevolg gegee. En wat het gebeur toe hulle die opdrag oorskry het? Die gevolg het in werking getree. Jy sien, daardie gevolg wat in werking getree het, is juis om die beginsels en die riglyne wat God neergelê het, te handhaaf. So God is nie 'n God wat kan lieg nie. Hy is nie 'n God wat teen homself kan praat nie. En wanneer ons juis daardie riglyne en beginsels wat God in plek gesit het oortree, staan ons onderworpe aan die toorn van God. Maar die amazing gedeelte is, dat net soos wat God regverdig is, en die beginsels wat hy neergelê het, net soos wat hy dit onderhou, net so is hy ook 'n waarmaker van sy woord. En net so het hy ook dit vir ons in plek gesit, sodat ons vry kan wees van die toorn in Jesus Christus. Het Jesus juis vir ons kom sterf en ons vrygekoop deur sy bloed. Paulus sê dan in Romeine 3 vers 23 tot 26 sê hy die volgende, hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So die feit is, ons almal het gesondig. Ons almal is blootgestel aan God se toorn. En die gevolg van ons lewens is God se toorn op ons. Met ander woorde, dat ons voor God gaan staan en ek dink een ding wat ons moet verstaan is, elkeen van ons gaan eendag voor God verskyn en ons gaan rekenskap gee vir dit wat ons gedoen het. En as jy in Christus is, gaan jy voor die bematroon verskyn, waar jy gaan 'n beloning kry vir jou dade. Maar as jy nie in Christus is nie, gaan jy voor die regterstoel van God verskyn, waar jy onderworpe is of blootgestel gaan word aan God se toorn en 'n ewige oordeel. Nou daai hele gedagte van 'n God wat liefde is, maar tog nog mense gaan veroordeel, is baie keer vir ons so bietjie moeilik om te verstaan. Maar die realiteit is dat God wat 'n regverdige God is, het ook alles in plek gesit, sodat ons deur die bloed van Jesus geregverdig kan wees. Hy sê in die volgende vers, hy sê, hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening, deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. Vers 26,
om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. So baie duidelik, dat wanneer ons dan onder die bloed van Jesus kom, dan staan ons vry van die toorn van God. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê Paulus, hy sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. So dit was nooit God se plan, dat ons onder sy toorn moet staan nie. Dit was nooit sy plan, dat ek en jy eendag voor sy regterstoel moet gaan staan nie, inteendeel, as verskeie verse in die Bybel wat sê, dat God het geen behaag in die dood van die goddelose. God het geen behaag dat iemand moet sterf sonder Christus nie. En hy het geweet dat ek en jy nie goed genoeg kan werk om geregverdig te kan wees nie. Daarom het hy die maksimumprys self betaal. Is ons gered deur die bloed van Jesus Christus. Is ons gered van die toorn van God, sodat ons geregverdig kan wees voor God. Paulus sê vir ons in 2 Korinte 5 vers 21, hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So ek en jy kan vanoggend weet, geliefdes, ons is gered deur God, van God, sodat ek en jy in verhouding met die Vader kan staan. En daardie hele gebeurde het juis deur die Paasgebeure in 'n hoogtepunt uitgespeel. Dis juis wat ons vanoggend herdenk, die feit dat die Vader dit vir ons in plek gesit het, sodat ons deur die kruisdood, deur die bloed van Jesus, werklik vry kan wees. En ons gaan nou geleentheid hê om nagmaal vanoggend te gebruik. En dis dan juis ook wat hierdie nagmaaltafel vanoggend vir ons sê. Jy sien wat God se metode wat hy gebruik het om ons van sy toorn vry te maak. Het juis beteken dat Jesus se liggaam vir ons gebreek moet word. Juis beteken dat sy bloed vir my en vir jou moes vloei, sodat ek en jy versoen kan wees met die Vader. Dat hy die dood wat jy se mag gehad het oor alles en almal, dat hy die dood kon oorwin, dat hy kon opstaan en sodoende volkome die werk wat hom opgelê is, kon vervul. En die rede hoekom die Vader dit gedoen het, is omdat hy vir ons lief is. Is omdat hy jou lief het. Is omdat jy vir hom belangrik is. En elkeen van ons is daarbey ingesluit. Elkeen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat U ons gered het van U toorn. Dankie dat ons vanoggend kan sê ons is vrygekoop. Here, en ons weet dat ons vry is en ons vrymoedigheid voor U kan hê as gevolg van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Maar Here, ons aanvaar alles so vanselfsprekend en baie keer dink ons nie eers aan hoekom U vir ons gesterf het nie. Here, want die rede is, as U nie vir ons gesterf het nie, was elkeen van ons bestem vir die hel. Was elkeen van ons bestem vir 'n vreeslike oordeel wat op ons sou wag. Maar Jesus, omdat U vir ons die prys betaal het, U wat 'n volmaakte persoon was, sonder sonde, Here, dat U vir ons gesterf het aan daardie kruis, en ons laste en sonde op U geneem het, kan ons vanoggend bly wees en opgewonde wees. Here, want ons is almal gered van daardie toorn. Here, herdenk ons vandag die Paasfees met die wete dat ons vrygekoop is. Here, en ons nie meer onder oordeel staan nie, maar dat ons vry is in U. Here, waar ons nou saam nagmaal gaan gebruik,
wil ek bid, Here, dat die nagmaal wat ons gaan gebruik, dat dit nie net 'n gewoonte sal wees vir oggend nie. Net 'n ritueel sal wees nie. Here, maar dat ons net so 'n bietjie introspeksie sal doen op dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Dat ons net introspeksie sal doen. Here, van die gedagte dat ons gered is deur U, maar ook van U. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie, Here. Amen. Sal die mense wat gaan help met die nagmaal, sal julle asseblief ons na vore kom. Frans en Susan, leen ons gou kom help. Ons lees in die woord, die aand toe Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy die brood gebreek en hy het dit aan sy disippels gegee en hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En hy het gesê, doen dit tot my gedagtenis. En hy het ook die beker geneem en hy het die beker geskink en hy het gesê, dis die bloed van die Nuwe Testament. En toe hy gepraat het van die Nuwe Testament, het hy juist gepraat van 'n nuwe era, 'n nuwe verbond, 'n nuwe tyd wat in sou loop, waar ons as mens vry van die toorn van God, vry kon leef in hom, as gevolg van die werk wat hy gedoen het. En ek wil jou vanoggend uitdaag, wanneer jy, of uitnooi, wanneer jy daardie broodjie neem, weet vanoggend, en bely vanoggend, dat jy vrygemaak is van die toorn van God. Jy vrygemaak is juis, sodat jy as kind van God in verhouding met hom kan staan. Dat jy kan uitroep, Papa Vader, Abba Vader. En met die wete dat ons in sy teenwoordigheid persoonlik kan inkom. En wanneer jy daardie beker neem, is dit die bloed van die Nuwe Testament, wat juis vir ons vandag help, sodat ons kan vasstaan in sy heerlikheid en in sy krag. Nou ons deel eers die broodjies en die sap uit, en as ons dit klaar gedoen het, dan gebruik ons almal saam die nagmaal. Sê dat ons hierdie blok sou kom sien. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. As ons klaar bedien het, sal oom Frankie onder met die beker bedien, en broer Marcel sal bo met die beker bedien. Side of the chasm, you held me in your sight, so you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white.
saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, who has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing strong as the wonder-working power of the there is nothing strong of the wonder-working power of the we are justified through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, for not wanting me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Here baie dankie. Dankie dat ons vanoggend hierdie broodjie kan neem en dat ons in herinnering kan bring van u liggaam wat vir ons gebreek is. Here, sodat ons deur u wonde genees kan wees, deur u wonde vry kan wees. Deur u wonde oorwinning kan hê. Dankie, Here. Here, dankie. Dankie vir hierdie Sabbat ons vanoggend kan neem. Here, wat u bloed verteenwoordig. Simbolies verteenwoordig. Here, en wanneer ons na hierdie sap kyk, dan dink ons aan die Nuwe Testament. Here, wat vir ons begaan is deur u. Here, waarin ons vry kan wees. Here, waar ons los is van die toorn van God, maar dat ons in verhouding kan wees en dat ons kan sê Abba Vader, omdat ons Hemelse Vader, ons Papa Vader is. Dankie vir u bloed wat dit vir ons moontlik gemaak het. Dankie, Here. Indien daar iemand hier onder is, kan julle net julle hande opsteek en oom Frank sal julle kom bedien. Ek sien daar's nog mense help.